parlementêre vervolgingsproses oor die Phala-Phala aangeleentheid is tydelik gestaak en die FSA stel tariewe in op 60 handelsvennote. Hallo, my naam is Carla Burg en dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek toegestaan om die parlementêre vervolgingsproses oor die Phala-Phala aangeleentheid tydelik te staak. Die hof het beslis dat die prosesse opgeskort moet word totdat 'n hersiening van die onafhanklike paneel se verslag van 2 tot 4 September aangehoor is. Regters André Legrandsie, Matthew Francis en Diane Davis het bevind dat die voorstelling van die parlementêre ondersoek onherstelbare reputasieskade aan die president kan veroorsaak, indien die verslag later tersyde gestel sou word. Ramaphosa sê in reaksie dat hy die hof se uitspraak respekteer. Hy sy verbintenis tot die onafhanklikheid van hierdie regbank beklemtoon en sê hy sal met alle prosesse saamwerk. The second judgment concludes that the President has made out a case for an interim interdict for the reasons set out in that judgment. It proposes that an interdict of limited duration be granted. Die voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie, David Masondo, het sy bedanking aangekondig te midde van die instelling van verslepende bestuurskrisis. Masondo sê hy tree terug in belang van die stabiliteit van die OBK en om vertroue in die instelling te beskerm. Die krisis spruit uit omstredenheid oor 'n beleggingsaangeleentheid by die Lanseria lughawe en daarop voldoende beweringe van bestuursgebreke. Die OBK het onlangs sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini geskort, hangende 'n onafhanklike ondersoek, terwyl die finansiële sektor gedragsowerheid ook 'n formele ondersoek na die instelling ingestel het. Die Nasionale Verbruikerskommissie of die NVK het aangekondig dat sekere Ford Ranger en Ford Everest modelle ook nou herroep word, weens 'n moontlike meganiese fout. Die NVK sê dat die modelle wat tussen Julie 2018 en Februarie 2020 verkoop is, 'n defek in die radkasvloeistofpomp kan hê. En dit kan veroorsaak dat die voertuig skielik 'n dryfkrag verloor, wat die risiko van 'n botsing kan verhoog. Die herroeping geld vir die modelle wat in Suid-Afrika, Botswana, Lesotho en Eswatini verkoop is. Die eienaars van die voertuie is aangeraai om 'n Ford-handelaar te besoek, sodat die nodige sagteware opdaterings gratis deur die vervaardiger gedoen kan word. 24 werknemers is by 'n fabriek in die Tshwane Metro in hegtenis geneem vir die oortreding van die land se immigrasiewette. Die Departement van Binnelandse Sake en van Arbeid teiken besighede landwyd in 'n poging om arbeids- en immigrasiewette af te dwing. Die adjunkminister van Binnelandse Sake, Njabulo Nzuza, sê dat die regering die vraag na onwettige arbeid in die land wil verminder. Volgens Nzuza skep besighede wat ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens neem, is aantreklik vir 'n individu wat die land onwettig wil binnekom. Die werknemers sal verwerk en dan gedeporteer word. Die voormalige Bosasa bedryfshoof en vletjieblaser Angelo Agrizi het versoek om onder getuiebeskerming voor die Madlanka-kommissie te verskyn. Hy sê hy wil nuwe beëdigende getuienis voorlê oor beweerde politieke inmenging in die ondersoek en vervolging van die Bosasa korrupsieskandaal. Agrizi beweer onder meer dat ondersoeke deur die Valke, die Nasionale Vervolgingsgesag en die Ondersoekdirektoraat teen Korrupsie gemanipuleer is en dat belangrike leidrade nie opgevolg is nie. Hy voer ook aan dat hy ondanks sy samewerking met die ondersoekers uiteindelik self die teiken van vervolging geword het. En die Verenigde State het nuwe invoertariewe van tussen 10 en 12,5% op goedere uit nagenoeg 60 handelsvennote ingestel. Die tariewe wat vandag in werking tree, raak lande in die Europese Unie, China, Indië, Australië asook Suid-Afrika. En die Trump-administrasie sê die maatreëls volg na 'n ondersoek na beweerde dwangarbeid in verskeie lande en is daarop gemik om Amerika se handelsbeleid af te dwing. Die lande het die besluit eerder gekritiseer en die beweringe verwerp.
Die nuwe tariewe geld vir bykans alle Amerikaanse invoere, hoewel sekere produkte soos die olie en gas daarvan vrygestel is. Dis al van my Carla Burg en die Pretoria FM se fenominale nuusspan vir vanaand. Lekker naweek.